Goeiemôre, ons sê vir jou baie hartlik welkom op hierdie Pinkstersondag by ons erediens. Ons sê ook vir alle ander mense wat van ander gemeentes by ons inskakel, julle is almal hartlik welkom. Kom ons begin nou ons erediens met die woorde van Habakuk 3 vers 2. Here, ons het gehoor wat van u vertel is, en ons is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen dit tog ook in ons tyd. Laat u dade ook in ons tyd ervaar word. Amen. Wil God jou vanoggend groet met sy seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons eer nou ons Here met die woorde van lied 171. Ons gaan vers 1 twee keer sing. Ons gaan nou ons geloof vanoggend saam bely met die woorde van die geloofsbelijdenis van Messia. Kom ons let ook baie goed op hierdie Pinkstersondag op, wat ons bely oor die Heilige Gees. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar
Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons gaan nou in die volgende deel van ons erediens ons klein maak voor ons heilige Here en ons lewe meet aan sy woord. Ons gaan volgende doen deur saam te lees uit Romeine 13 vanaf vers 8. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. En dit alles is nodig omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap moet wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot die geloof gekom het. Die nag is byna verby. Dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis. Laat ons die wapens van die lig opneem. Ons moet welvoeglik lewe, soos dit in die daglig hoort. Daar moet geen drinkery en uitspattigheid, geen ontug en onsedelikheid, geen rusie en jaloesie wees nie. Nee, julle moet lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus, en nie voortdurend daarop uit wees om julle sondige begeertes te bevredig nie. As ons eie lewe aan hierdie gedeelte van die woord van die Here meet en ook in die res van die woord van die Here, dan moet ons, soos Dawid bely in Psalm 51, was my skoon van my skuld. Reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Teen U alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat verkeerd is in U oë. U uitspraak is dus reg en U oordeel regverdig. Ons bely ons sonde nou voor die Here met die woorde van skrifbereiding 9:3, verse 1 en 2. Dis 'n bereiding van hierdie gedeelte in Romeine 13 wat ons sopas gelees het.
wanneer ons sondes so voor die Here bely, met harte vol berou, en dan kan ons ook vasgryp aan die woorde van Romeine 3 vers 24. Maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek, vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Kom ons bid nou saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie dat die Seun nie in die graf gebly het nie, maar dat hy opgestaan het. Dankie dat hy leef en dat hy opgevaar het en nou aan u regterhand sit. En daarom wil ons u en u Seun langs u op die troon en u Heilige Gees aanbid. God drie-enig, u is heilig, heilig, heilig. U is ons alles. Vader, dankie dat ons saam na hierdie gedeelte in Romeine 13 kon luister. Ons sien u eis eintlik van ons in u wet, dat ons net u en ons naaste moet lief hê. En nou moet ons met skaamte bely dat ons nie altyd daarin slaag nie. Te dikwels dan kry ons onsself dat ons nie so lief is vir u en vir ons naaste as wat ons behoort te wees nie. Want hoe dikwels kry ons nog van hierdie sondes waarvan Romeine 13 praat in ons eie lewens, en ook nog 'n menigte ander sondes. Soms is ons ook nog daarop uit om ons sondige begeertes te bevredig. En ons weet, die nag is ver, en ons sien die tydsomstandighede. Daarom bely ons dit met harte vol berou voor u. Ons is hartseer oor ons sonde. Ons wil verander. Heilige Gees, verander u ons. Ons bid vanoggend vir almal wat saam met ons aan hierdie erediens deelneem. Vul ons met u Heilige Gees. Laat ons steeds groei, nie net in getalle nie, maar veral ook in ons geloof en in ons verhouding met u. En laat ons werklik lig en sout wees oral waar ons beweeg. Gebruik ons as instrumente in u hand. Ons dra almal aan u op wat swaar kry. Ons dink in besonder aan ons bejaardes wat weens ouderdom en siekte en swakheid en ook weens die gevare van hierdie virus en ook omdat hulle nie altyd die tegnologie en die data het nie, nou vervreem raak van die geloofsgemeenskap. Help ons om na hulle uit te reik in liefde, al is dit net met 'n telefoonoproep of 'n WhatsApp. Wees ook met almal wat siek is en wat operasies ondergaan het, of wat nog operasies moet ondergaan. Ons bid ook vir almal wat nog hartseer is oor die dood van geliefdes, vir almal wat deur die trauma van 'n egskeiding moes gaan, of 'n liefdesteleurstelling, of wat om ander redes nog hartseer is. Ons dink vanoggend ook aan al ons kinders wat ewig ontwrig word in hulle skoolwerk, en wat nie by hulle vriende kan uitkom nie, wat gefrustreerd voel. Vader, gebruik ons om ook ons kinders in liefde te ondersteun. Seën ons huwelike. Laat ons as mans en vrouens steeds groei in ons liefde vir mekaar en ook vir u. Help ons as ouers ook om vir ons kinders 'n goeie Christelike opvoeding te gee en om deurgaans vir ons kinders die regte voorbeeld te stel. Maak ons biddende huisgesinne wat gereeld saam is om u woord. Ons smeek u ook vir uitkoms van hierdie viruspandemie en die bittere gevolge vir ons almal. Vader, ons gaan nou saam na u woord luister. Ons is so opgewonde daaroor.
maar ons weet ook, ons kan nie u woord reg verstaan, as u nie ook deur u Gees in ons werk nie. Daarom bid ons dat u nou deur u Gees in elkeen van ons sal werk, en dat ons presies sal hoor wat u vanoggend vir ons sê. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Voor ons saam na die woord van die Here luister, kom ons sing eers saam uit Psalm 23. Ons gaan vers 1 en vers 3 saam sing. Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 16 vers 5 tot 15. Hierdie gedeelte is deel van Jesus se gesprek met sy disippels aan die eerste nagmaalstafel, na die donderdag aand voor sy kruisiging. Nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het, en tog vra niemand van julle vir my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde, en dat die reg aan my kant is, en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe, en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid,
sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Ons fokus vanoggend op Johannes 16 vers 7. Tog sê ek vir julle die waarheid. Dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Het jy al ooit gewens dat jy in die tyd van Jesus in Israel kon leef? En dat jy Jesus as mens kon sien en kon ontmoet? Ek het al baie daaroor gewonder hoe dit sou wees. Jy dalk ook al gewens jy kon een van sy volgelinge wees wat so saam met hom beweeg het, en dat jy homself kon hoor preek en kon hoor hoe hy die mense leer, en miskien ook so 'n paar van sy wonderwerke kon sien. Die disippels het inderdaad 'n wonderlike voorreg in hulle lewe beleef. Maar nou sê Jesus hier in ons teksvers vir sy disippels, wat dit alles beleef het, dat dit tot hulle voordeel is as hy weggaan, want dan sal hy sy Heilige Gees stuur. So, wat is die voordele van die koms van die Heilige Gees, wat die tydperk na die uitstorting van die Heilige Gees eintlik vir ons nog beter maak? Dit is waaroor God vanoggend met ons gaan praat op hierdie Pinkstersondag. En dis dan ook ons tema, naamlik die voordele van die Heilige Gees se koms. Ons moet besef dat die verhouding wat Jesus met sy disippels op aarde gehad het, inderdaad iets baie besonders was. Hy sê in Johannes 10 vers 3, dat hy as die goeie herder sy skape almal op die naam ken. En dit sê iets van ons Here Jesus se persoonlike, noukeurige belangstelling in elkeen van sy individuele volgelinge. Ons sien dit byvoorbeeld baie mooi in ons Here Jesus se verhouding met Petrus. Petrus wat so 'n bietjie voortvarend was en soms te vinnig gepraat en gedoen het, voor hy altyd gedink het. Dink aan daardie keer toe ons Here Jesus hom op die water laat loop het en hom ook so 'n bietjie in die water laat wegsink het. En dan daardie keer toe ons Here Jesus Petrus in die besonder gewaarsku het oor versoekings en hom beveel het om te bid die aand voor hy ons Here Jesus sou verloon. Dat jy ook die spesiale moeite wat ons Here Jesus met Petrus gedoen het, na hy Jesus verloon het, daar by die see van Galilea. Dink ook aan Jesus se spesiale moeite met Thomas, wat so getwyfel het na ons Here Jesus se opstanding. En daaruit sien ons, Jesus se verhouding met sy disippels was intens persoonlik. Hy het in liefdevolle deernis afgebuig na hulle en aan hulle persoonlike behoeftes en seer en twyfel aandag gegee. Hy was ook besorg en oplettend en het elkeen sy karaktereienskappe geken. En het elkeen met die grootste wysheid en belangstelling benader. En omdat dit vir ons so duidelik in die Bybel beskryf word, en omdat dit ook so tasbaar is, daarom is dit te verstaan dat baie van ons al gewens het, dat ons ook so ietsie daarvan kon beleef met ons Here Jesus. Jesus se
fisiese teenwoordigheid hier op aarde was egter net vir 'n sekere tyd in die geskiedenis beperk. En daarna moes hy terugkeer na ons Vader. Hy sê dat daardie donderdag aand, toe hy die nagmaal ingestel het, 'n hele paar keer vir sy disippels daar aan die tafel. Ook die teksgedeelte wat ons sopas saam gelees het begin, waar Jesus sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En dan lees ons in vers 6 dat die disippels se harte vol droefheid was oor hy dit gesê het. En 'n mens kan dit verstaan. Die meeste van ons het ons ook al daardie afskeidstemming beleef in die kar. As ons byvoorbeeld ons familie moet gaan afsien by die lughawe, as hulle byvoorbeeld oor see emigreer, dan is daar dikwels so stilte in die kar en elkeen is besig met sy eie hartseer gedagtes. Ons sien hier in vers 5, daar was ook so 'n stilte, daardie aand daar aan tafel. Here Jesus praat met hulle oor sy weggaan, en hulle vra nie eers, waar gaan u heen nie? Vir hulle het dit sekerlik gevoel, dat hy met hierdie wonderlike werk met hulle begin, en nou los hy hulle alleen agter. Hulle het heel waarskynlik ook gewonder, wat gaan van hulle word, sonder hulle leermeester en hulle leier vir wie hulle so lief is. En wat gaan van hulle word in hierdie wêreld van wrede vervolging, en sal hulle sonder hom hierdie reuse taak kan voortsit? So sit hulle in hulle droefheid, stil daar aan die tafel. Maar wat hulle nie besef het nie, is dat die ongeveer 3 jaar verhouding wat hulle met Jesus gehad het, nog ver van volmaak was. Want hulle het in die eerste plek hierdie verhouding met Jesus beleef as 'n onderbroke verhouding met hom. Ons moet onthou, omdat Jesus ook waarlik mens was hier op aarde, kon hulle nie altyd fisies saam met hom wees nie. As hy byvoorbeeld in die nag, die hele nag alleen gaan bid het daar op die berg, dan kon hulle hom nie bereik nie. Was ook nie altyd saam met hulle in die boot nie. Of as die skares rondom hom saamgedrom het en al sy aandag opgeëis het, dan kon hy nie aan hulle persoonlike aandag gee nie. Hierdie fisiese verhouding met Jesus is uiteindelik ook drasties onderbreek deur sy kruisdood en deur die graf, en uiteindelik ook deur sy hemelvaart. Al was Jesus dus in sy godheid bewus van hulle doen en late, het hulle dit nie noodwendig so beleef nie. Tweedens was Jesus se invloed op hulle lewens meestal van buite af binne nie. In sy persoonlike omgang met hulle het hy hulle gelei en geleer en met hulle gepraat en natuurlik vir hulle die voorbeeld gestel, en dit het sekerlik hulle uiteindelik ook al hoe meer begin verander, hulle harte begin verander, maar daar was nog nie daardie permanente inwoning nie. Soos ons kan sien, was iets in hulle verhouding met ons Here Jesus nog nie volmaak nie. En juist daarom kom Jesus hier in ons fokusvers en hy troos sy bedroefde, verslae disippels met die woorde: ek sê vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. Die eerste saak wat Jesus hier benadruk, is dat sy hemelvaart 'n voorvereiste was
vir die uitstorting van die Heilige Gees. Aan die ander woorde, as hy nie opgevaar het nie, dan was daar geen uitstorting van die Heilige Gees nie. En nou mag ons dalk wonder vanoggend, hoekom moes Jesus juis opgevaar het na die hemel, voor die Heilige Gees uitgestort kon word? Party van ons wonder, kon hy nie maar hier op die aarde gebly het nie, en ook die Heilige Gees uitgestort het nie. Wel, Jesus leer vir ons 'n hele paar redes hoekom hy na die Vader toe moes gaan. Onder andere om vir die ware gelowiges plek gereed te gaan maak, sê daar in Johannes 14 vers 2. Hy het ook gegaan om vir ware gelowiges as voorspraak by ons Vader te gaan intree. Dieselfde woord voorspraak of parakletos, wat hier in vers 7 vir die Heilige Gees in die oorspronklike taal gebruik word in 1 Johannes 2 vers 1 ook vir Jesus gebruik. En ons kan hierdie woord voorspraak ook vertaal met ons advokaat, wat ons saak by God behartig. Jesus het dus as ons advokaat gegaan om vir ons by die Vader te gaan intree en daar vir ons te gaan pleit op grond van die reg wat hy vir ons verwerf het. 'n derde rede is dat ons Here Jesus gegaan het om die troon te gaan bestyg daar aan die regterhand van ons Vader, waar God nou alles in die heelal deur hom regeer en beheer. En hoe was dit nie al vir ons 'n troos nie? En in die vierde plek leer ons in Handelinge 2 vers 33 die volgende, as Petrus direk daar na die uitstorting van die Heilige Gees die volgende sê, hy sê, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het hy dit uitgestort, wat julle nou sien en hoor. Ons moet mooi hoor wat Petrus hier sê. Jesus het eers na sy hemelvaart van ons Vader die gawe van die Gees ontvang en dit uitgestort. En dit sê vir ons, Jesus het hierdie gawe van die Heilige Gees vir ons verwerf, nie net deur sy lyding en sy kruisdood en sy opstanding nie, maar ook deur sy hemelvaart en sy troonsbestuiging. Die tweede saak wat Jesus benadruk in ons fokusvers is dat die koms van die Heilige Gees tot Jesus se disippels se voordeel was en dus ook tot ons voordeel is. Om die waarheid te sê, ons sien net in hierdie kort gedeelte wat ons gelees het, 5 voordele van die koms van die Heilige Gees. Daar is natuurlik ook nog baie ander voordele waarvan ons lees in die res van die Bybel. En met hierdie woorde het Jesus sy hartseer verslae disippels daardie aand daar aan tafel vertroos. Ons kyk nou saam na die 5 voordele wat ons ook vandag met ons kan saamvat. En mag ons op hierdie Pinkstersondag daarin reuse vreugde vind. Die eerste voordeel van die koms van die Heilige Gees is dat jy nou kan beleef dat Jesus permanent by jou is. Jesus beloof kort voor sy hemelvaart in Matteus 28 vers 20, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En dan moet ons onthou, die disippels het dit nie altyd so beleef nie. Vir hulle het dit soms gevoel, hy is daar en ander keer hy is nie daar nie. En nou beloof Jesus, hy is in sy godheid, in sy majesteit en sy genade, en ook deur sy Gees, oral op die heelal, en ook elke dag, vir altyd by ons. Jy kan dus elke oomblik van die dag met Jesus praat.
en jy kan beleef hoe hy net by jou is. Jy kan so in jou verhouding met hom groei. Sien jy hoekom Jesus sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan? Die tweede voordeel is dat Jesus permanent kom inwoon het in gelowiges deur sy Gees in ons. Ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle die tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? Dit sê vir ons, Jesus is meer as Immanuel, God met ons. Hy is permanent God in ons, deur sy Gees in ons. Wauw, dis hoe naby hy nou is. En deur die permanente inwoning van sy Gees in ons, bereik hy ons heel diepste dele en verander hy ons van die binnekant af, buitentoe. Die Gees doen dit aanvanklik by ons wedergeboorte en daarna deur 'n voortdurende lewenslange proses van heiligmaking. So terloops, dis die verskil tussen gelowiges van die Ou Testament en ons gelowiges in die Nuwe Testament. Die gelowiges in die Ou Testament het ook soms die Heilige Gees in hulle beleef. Dink maar aan Dawid wat daar in Psalm 51 vir die Here vra, moet my tog nie van U af wegdryf en die Heilige Gees van my af wegneem nie. Veral die profete en die mense wat die woord van die Here aan die volk verkondig het, is deur die Gees geïnspireer. So lees ons in 2 Petrus 1 vers 21. Maar die meeste Oud-testamentiese gelowiges het nie elke dag die permanente inwoning van die Gees in hulle beleef nie. En hulle het ook nie die Heilige Gees so prominent in hulle lewe beleef nie. Hulle het ook nie Jesus so by hulle en in hulle beleef nie. En ons beleef het nou na die uitstorting van die Heilige Gees. Sien jy hoekom Jesus sê, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan, want dan sal ek die Heilige Gees stuur. 'n derde voordeel van die koms van die Heilige Gees is dat hy ons ander voorspraak of advokaat is. So lees ons in vers 7. Ons het nou al gehoor van ons advokaat Jesus, wat vir ons intree by ons Vader en ons saak vir ons daar behartig. En net so pleit ons ander advokaat, die Gees ook vir ons met onuitspreeklike versigtinge by ons Vader. So lees ons in Romeine 8, vers 26 en 27. En soos die baie mense in 'n hofsaak ook 2 advokate het, en terwyl die een vir jou daarvoor intree, vir jou pleit daar by die regter, is die ander advokaat hier langs jou, en hy is besig om al die tyd vir jou die proses te verduidelik en jou te kalmeer en jou rustig te hou. So is ons ander advokaat, die Heilige Gees, ook die hele tyd hier langs ons en in ons regsaak vir die Vader. En hy troos ons al die pad en stel ons gerus. Want hy is die hele tyd in die regsaak besig om ons te wys op die werk wat ons ander advokaat, ons Here Jesus, reeds vir ons gedoen het. En dit troos ons. Dit maak ons al die pad rustig voor die regter. Die Gees troos ons ook in ons beproewings, as ons troos en bemoediging nodig het. En daarom word hierdie woord parakletos, wat hier in vers 7 vir die Heilige Gees gebruik word, baie keer vertaal met ons trooster. Sien jy hoekom Jesus sê, dit is tot julle voordeel as ek weggaan, want dan sal ek vir julle die Heilige Gees stuur. 'n vierde voordeel van die Heilige Gees lees ons in vers 8. Daar sê Jesus,
En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. So lees ons in die ouer vertaling. En in vers 9 tot 11 gaan ons Here Jesus nou dieper daarop in. In vers 9 sê Jesus, die Heilige Gees sal die wêreld oortuig van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En die evangelie is ongeloof eintlik die hart van alle sonde. En wanneer die wêreld die evangelie hoor, dan is dit net die Heilige Gees wat mense kan oortuig van hulle ongeloof en ook van hulle sondigheid. En vers 10 sien ons die Gees getuig ook van geregtigheid. Veral Jesus se geregtigheid. Aan die ander woorde, die feit dat Jesus sonder sonde was en dat die reg dus aan sy kant is, soos dit in die nuwe vertaling vertaal word. En wanneer die wêreld ook die evangelie hoor, dan is dit net die Gees wat jou kan getuig of oortuig van Jesus se geregtigheid. En ook dat Jesus se geregtigheid ook joune kan word deur die geloof. In vers 11 lees ons dat die Gees ook getuig van die oordeel wat klaar gekom het, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Aan die ander woorde, wanneer die wêreld ook die evangelie hoor, dan is dit net die Heilige Gees wat hulle kan oortuig dat hulle reeds veroordeel staan indien hulle nie glo nie, omdat die Satan reeds veroordeel staan. Sien jy die voordeel wat die Heilige Gees vir jou inhou? Ons sou nooit tot die oortuiging gekom het van ons sonde en ons ongeloof, ook van die reuse implikasies daarvan, en ook hoe ons verlos daarvan kan word, as die Heilige Gees ons nie daarvan oortuig het nie. Dink daaroor. Die 5de en laaste voordeel van die koms van die Heilige Gees, waarvan ons lees in hierdie gedeelte, sien ons in vers 13, waar Jesus sê, wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat is die waarheid waarin die Gees ons sal lei? Jesus bid dieselfde aand, daar aan tafel in Johannes 17 vers 7. Laat hulle aan u toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Die Heilige Gees lei ons dus in die waarheid van die woord, die Bybel. Dink daaraan, die Heilige Gees wat die hele Bybel geïnspireer het, wat is eintlik die skrywer van die Bybel is ook nou dieselfde een wat jou daarin begelei. Dis 'n reuse voordeel om deur die skrywer self begelei te word as jy sy boek reg wil verstaan. Nie waar nie? Het jy dalk ook al 'n geestelike artikel gelees of na 'n boodskap geluister en dan die gevoel gekry, maar iets wat die persoon sê is nie reg nie. Dit is die Heilige Gees in jou, wat jou onrustig maak en jou so beskerm teen onwaarhede. Ons sien ook in vers 13 dat die Gees ons in die waarheid sal lei oor die dinge wat gaan kom. En dit sê vir ons, daar kan ook nuwe situasies in ons gemeentes se lewe ontstaan, of in ons eie lewe ontstaan, waar die Gees ons in die waarheid sal lei. En dan moet ons wel ook hier versigtig wees. En mense hoor baie keer dat mense sê, die Heilige Gees het vir my gesê, of die Gees het my gelei, of ons en die Heilige Gees het saam besluit. So kan ons toets of kontroleer of
dit werklik van die Heilige Gees af is, en of dit nie maar net mense se gevoel of hulle voorkeur is nie. Jesus sê 3 keer hier in vers 13 tot 15, dat die Heilige Gees niks anders sal sê, as net dit, wat hy van die Vader en die Seun ontvang het nie. Die Heilige Gees sal dus nooit iets sê wat strydig is met die Bybel, of strydig is met God se karakter nie. En so lei die Gees van die waarheid ons in die hele waarheid. Sien jy nou hoekom Jesus sê, dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Kom ons sluit af. Sien jy dat ons eintlik meer het as wat Jesus sy disippels gehad het voor die uitstorting, en as wat die mense van die Ou Testament gehad het? Ons beleef Jesus nou ononderbroke by ons deur sy Gees. Ons het Jesus nou ook permanent in ons deur sy Gees in ons, wat ons van die binnekant af buitentoe verander. Ons het ook nou 2 advokate, en die een advokaat is die hele tyd hier by ons, en hy troos ons en stel ons gerus. Ons het ook deur dieselfde Gees tot die oortuiging gekom van ons eie sonde, en die verskriklike gevolge daarvan, en ook hoe ons daarvan verlos kan word, en ons word deur dieselfde Gees ook elke dag gelei in die waarheid van God se woord. Hoor weer Jesus se woorde. Ek sê vir julle die waarheid. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Dank God daarvoor en vier dit vandag op hierdie Pinkstersondag. Amen. Kom ons sê nou ook vir God dankie vir die gawe van die Heilige Gees en die voordele van die koms van die Heilige Gees in ons gebed. Kom ons sluit die oë. Heilige Gees, dankie dat U permanent in ons kom woon het. U is so welkom. Dit is 'n voorreg om U woning te wees. Dankie dat ons deur U ons Here Jesus se teenwoordigheid by ons kan beleef elke oomblik. En dat U hier diep binne ons werk. Dat U ons suiwer en reinig en ons al hoe meer heilig maak. Dankie vir al die gawes van die Gees wat U vir ons gegee het en steeds gee. En wat ons kan gebruik in Jesus se liggaam tot voordeel van die koninkryk. Baie dankie in besonder dat U ons ander advokaat is, wat vir ons pleit met onuitspreeklike versigtinge, en wat ons al die pad troos. U troos ons nie net met die werk wat Jesus vir ons gedoen het nie, maar ook as ons hartseer is, of net bietjie moed nodig het. U laat ons rustig voel. Heilige Gees, dankie dat U nie net ander in die wêreld oortuig het van die sonde en van die oordeel en van die geregtigheid van Jesus nie, maar dat U ook ons iewers langs die pad daarvan oortuig het. U was vir ons baie goed. En ons beleef daarin ons Here se genade. Baie dankie dat U ons ook in die waarheid van die woord lei. Dis 'n reuse voorreg om die inspireerder van die Bybel in ons te hê, as ons so met die woord besig is. O Heilige Gees, dis inderdaad ook tot ons voordeel dat U gekom het. Ons loof en prys U daarvoor op hierdie Pinkstersondag. Ons het al die rede om vandag fees te vier. Amen. Kom ons sing nou ook van die werk van die Heilige Gees, lied 434, vers 1.
heilige God, U troos ons in ons diepste nood. U het uitgegaan van Vader Seun om ons te lei, om ons te steun. O Heilige Gees, o Heilige God. Ontvang nou die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee. Amen. Ons het net die volgende afkondigings vanoggend. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en ons dankoffer na die erediens is 'n note kollekte vir ons kerkkas. Dan het julle ook gehoor dat die president hierdie week gesê het dat kerke weer kan bymekaar kom met 'n maksimum van 50 persone. Ons het ook die regulasies ontvang. Ons is besig om nou aan ons krisisplan te werk en dit so 'n bietjie te hersien. Ons gaan maandag aand by die ouderlinvergadering dit bespreek en dan ook 'n besluit daaroor neem. En dan sal ons dit daarna met die gemeente kommunikeer. Hierdie is 'n baie moeilike saak. En ons vra regtig die hele gemeente se voorbeelding ook hier dat die Here ons ook sal lei en deur sy Gees sal lei en dat ons ook die regte besluit en 'n wyse besluit vir ons gemeente sal neem. Dan kan ons vir die volgende persone voorbeelding doen. Dan die Frida Ligtelling sukkel steeds baie met haar gesondheid nadat sy in die hospitaal was. Ons dink ook steeds aan Frida Relinghuis se ma. Ons het ook gehoor dat nie goed gaan met aan die Poppie Reimer se skoonseun nie. En dan is ons ook baie dankbaar die Vlamvatspanne hierdie week wat verby is weer vergader. Hulle is besig met 'n klomp goeie werk en ons is baie opgewonde daaroor. Ons sal dan ook, so die Here se wil is, volgende week so 'n bietjie meer daarvan kommunikeer met die gemeente, so kyk uit daarvoor. Ons vra ook veral voorbeelding vir die werk wat die liefdevolle verhoudingspannetjie, die vierhoutjies doen. Hulle doen veral ook baie goeie werk nou in hierdie tyd van die virus en die lockdown, om ook te sorg dat ons ook as 'n gemeente steeds uitreik na mekaar en omgee vir mekaar. So ons vra dat julle regtig ook vir daardie span se werk sal voorbeelding doen. Indien daar enige ander lief en leed is, kan julle soos elke week net vir Jacqueline laat weet en dan sal ons dit met die res van die gemeente kommunikeer. Daarmee sluit ons af vir vandag. Ons wens vir jou 'n baie geseënde Pinkstersondag toe en 'n lewe vol van die Heilige Gees elke dag.